Goeiemôre. Môre. Welkom op hierdie koue nat dag hierso in die huis van die Here. Dit is 'n goeie gesig om mense te sien wat nog bereid is om die waarheid te luister, al is dit so nat en koud daar buite. Wys net, met Christus is ons warmer as wat ons koud is. Die wat aansluit daarso op Facebook, ons weet daar's omstandighede daarin verbonde dat mense nie altyd kan kom nie. Ons hoop julle geniet die diens saam met ons en dat dit geseënde diens saam met julle sal wees. Maar ons nooi julle graag uit, kom na ons toe en geniet die diens saam met ons in mens. Dis altyd vroliker. Oor Dion toe of na Boetie Rudolf toe, laat ons dit kan aanteken en laat ons die dag saam met julle kan geseënd wees. Dan, die uitreiking is die 12de, daar is bussies en dit gereël, so kom en wees deel van dit. Ek weet Annie Ronel het 'n goeie prys gekry vir die afdruk, die printing op die hemde, so gesels met haar oor met die hemde saam in die printing. Dit is R50. Dan die 13de is die daar waar ons laas jaar was, by Soedoring. So ja, daar gaan 'n bussie ook beskikbaar wees wat hier van die saal af sal ry, daai kant toe. Die dames sal nog steeds onderhandel onder mekaar wie gaan wat se slaai maak of hoe gaan hulle maak. Ek weet daar is 'n redelike paar idees daarso ook betrokke, so dis maar 'n goeie idee dat die dames by mekaar kom op 'n groep en dit uitsorteer. Laat ons dit 'n gesellige dag weer kan maak. Dan soos ons gewone afkondigings, elke sondagoggend 9:00 is ons hier. Of dit warm is, koud is, nat is, wind is, reën is, wat ook al, ons is hierso. Want daar's net een rede hoekom ons hier is en dit is vir Christus en hom te vergroot. Woensdaagaande is woordstudie. Ons is daar besig in die boek van Romeine, hoofstuk 7, so ons gaan nog lank daar wees. Maar dit is altyd gesellig en 'n mens leer daaruit. En ons nooi almal saam, kom en geniet dit en kom groei saam met ons in Christus. Vrydaagaande is jeugaand, 7:00 die aand. Kom wees deel daarvan, stuur die kinders. As daar nie vervoer is nie, kontak vir Boetie Rudolf, kontak vir Pastoor Dion, hulle sal plan maak om die kinders veilig hier te kry, die jeug veilig hier te kry en veilig terug te kry by die huis. So ja, dan gaan ek maar die tyd vat en oorgee aan die musiekspan. As ons almal kan saam, dan kan ons saam juig en prys. Kom maar even neerzetten. Hallo? Waar sê? Ja, tegnologie werk nie lekker vandag hier. Hulle wil nie saamwerk. So, nou? So wil dit
ding het gevrek. So hy's dood. So het nie die musiek daarop nie. Okay, ons is wakker. Toe het hy vir my al die Prys musiek die gestuur Here. op my foon, nou wil my foon nie aanbly nie. Ek moet sal bang aan hierdie kabels op vandag. Oeh, kyk, ek is op live. Right on. Is hulle gesorgd? Ek kry 'n bietjie feedback daar of iets. Nee, dit kom reg op. Ek sal maar so skoond. Okay, kom ons maak hier se naam groot. Hey. Oom nie sluit ons binne in die kerk toe. Wil oom nie 'n sleutel hê nie? Ek het 'n sleutel by. Sluit hom maar net. Gee maar die, ons het nou daar so 'n besem in die deur, maar werk. Ja. Prys die Here, ons is daar nie, ons is daar veilig, ons is droog. En warm. Okay, kom ons maak hier se naam groot. Hy leef, hy leef, hy leef in my hart. My Jesus leef vandag, hy leef in my hart. Hy leef, hy leef, hy leef in my hart. My Jesus leef vandag. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus leef, hy leef in my hart. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus leef vandag. Hy leef, hy leef, hy leef in my hart. My Jesus leef vandag. Hy leef in my hart. Hy leef, hy leef, hy leef in my hart. My Jesus leef vandag. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus leef, hy leef in my hart. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus leef vandag. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. It's okay. Sing in my ears, give glory and the honor van die Heer. Jouwe liefste wachten hier in die koninkrijk gevierd. Hy zal die einde op die wolken kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die
prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. God's grace that taught my heart to feel. My grace, my fears relieved. How precious did that grace appear. The I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Above all Power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began.
can trample on the fall of me above all. God send His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know His sign He holds the future. And life is worth living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know His the future. And living just because He lives. Dis die laaste liedjie. Okay. Julle kan maar sit. Dankie julle. Ja, as tegnologie in 'n bietjie nonsens aanjaag, het altyd moeilikheid. Maar die Here bly in beheer. Ja, om te sien, is daar 'n mens wat hierdie koue, nat weer getrotseer het tot hierso. Maar party mense wat besluit het, hulle bly eerder in die bed en hulle gaan aan pannekoek en goed naaityd eet. Dis 'n goeie idee, dames. Weet nie, manne gaan saamstem daar nie, nee. Ja. Okay, dit is 'n kort gedagte wat ek het. Ek wil julle met vir my blaai na Eksodus 7 toe. Baie bekende stuk. Eksodus 7. Ek hoop dit is hard genoeg. Eksodus 7. Dit is 'n bekende deel, ons ken vir Moses. Ek gaan vanaf vers 7 af lees. En Moses was 80 jaar en Aaron 83 jaar oud toe hulle met Farao gespreek het. En die Here het vir Moses en Aaron aangespreek met die woorde: As Farao met julle spreek en sê, doen dan tog 'n wonderteken vir julleself, dan moet jy vir Aaron sê, neem jou staf en gooi dit voor Farao neer, dan sal dit 'n slang word. Toe het Moses en Aaron na Farao gegaan en gedoen, net soos die Here hulle beveel het. Aaron het sy staf vir Farao en voor sy dienaars neergegooi en dit het 'n slang geword. Daarop het Farao ook
die wyse manne en die towenaars geroep, en hulle, die Egiptiese towenaars, en het ook dieselfde gedoen met hulle towerkunste. Elkeen gooi sy staf neer en hulle word slange, maar Aaron se staf het hulle stawwe verslind. Maar Farao se hart was verhard, sodat hy na hulle nie geluister het nie, soos die Here gespreek het. In vers 14. Toe sê die Here vir Moses, Farao se hart is verhard. Hy weier om die volk te laat trek. Gaan môre vroeg na Farao toe. Kyk, hy sal uitgaan na die water, staan dan aan die kant van die Nyl om hom te ontmoet. En neem die staf wat 'n slang verander het in jou hand. En sê vir hom, die Here, die God van die Hebreërs, het my na u gestuur met die boodskap, laat my volk trek, dat hulle my kan dien in die woestyn. Maar kyk, u het tot nou toe nie geluister nie. So spreek die Here, hieraan sal jy weet dat ek die Here is. Kyk, ek sal met die staf wat in my hand is, op die water slaan wat in die Nyl is, en dit sal in bloed verander word. En die visse in die Nyl sal doodgaan, sodat die Nyl sal stink, en die Egiptenaar sal vergeefs trag om water uit die Nyl te drink. Verder het die Here met Moses gespreek. Sê vir Aaron, neem jou staf, steek jou hand uit oor die waters van die Egiptenaars, oor hulle strome, hulle kanale, hulle waterkuile en oor al hulle versamelplekke van water, sodat dit bloed word en in kliphakke. Moes opgehef en die water wat in die Nyl was geslaan voor die oë van Farao en voor die oë van sy dienaars. En al die water van die Nyl is in bloed verander. En die visse van die Nyl wat in die Nyl was, het doodgegaan en die Nyl het gestink, sodat die Egiptenaars die water nie. Daar was bloed in die hele Egipteland. Towenaars het dieselfde gedoen met hulle towerkunste, sodat Farao se hart verhard is, en hy het na hulle nie geluister nie, soos die Here gespreek het. En Farao het omgedraai en sy huis toe gegaan, en dit ook nie ter harte geneem nie. Maar die Egiptenaars het rondom die Nyl na water gegrawe, om te drink, want hulle kon die Nyl se water nie drink nie. So dan het 7 dae verbygegaan, die Here die Nyl geslaan het. Kom ons sluit ons oë. Nog 'n tyd het om, dankie vir die reën. En Here, ek bid vir die boodskap wat ons harte sal aanspreek. En dat ons sal net sal vashou, Here, omdat U ons gegee het in Jesus naam. Ek bid vir Dion hulle en vir die wat nie kan wees nie, dat hulle sal met ons sal wees en hulle sal beskerm in Jesus naam. Amen. Ons ken hierdie storie. My boodskap is, dit begin by die bloed en die kruis en het eindig by die bloed en die kruis. Die Nylrivier in daai tyd was nie net 'n bron van water vir hulle gewees nie. Die Egiptenare daai tyd het die Nylrivier as meer as dit gesien. Die Nyl was 'n bron van voorsiening en lewe. Hulle het geglo dat hulle het nie reën nodig nie. Die god Osiris en al daai gode van hulle het die Nylrivier vir hulle gegee om onafhanklik te wees, impak op hulle lewe gehad. Dit was vir hulle alles gewees. Hulle het suiwering en geestelike reiniging daar gedoen, allerhande goed. Ons dink die Nylrivier was net 'n riviertjie wat deurgeloop het. Dit is die langste rivier in Afrika en in hulle geloof was dit een van die mees belangrikste items in hulle gewees. En ons weet wat gesien. Die water het in bloed verander. Wat interessant is vir my is, iemand het dit nou dag gesê, die 10 pla het begin by die bloed, met bloed. En die laaste plaag het te doen met die bloed. Maar, daar is 'n verskil.
Wat het dit met ons uit wat het die Nyl en daai tipe wat kan ons daaruit leer? Wat het dit met ons uit te was as die boere sal sê? Die mens stel allerhande idees en dinkwyses as waarheid. Die Egiptenaars daai tyd het geglo daai rivier is hulle baie belangrik. Nie so vandag. Wat neem ons toe en wat het ons in ons lewens wat ons dink is baie belangrik in ons lewe? Kerke, hulle doen hulle eie godsdienst, hulle bring hulle eie idees vir 'n dag. Mense gaan hulle hardloop agter allerhande gurus aan, mense met snaakse idees. Ek het nou gisteraan toe lees ek net wat mense werklik glo. Jou nekker sal regop staan van die nonsens wat mense glo. Om julle idee te gee, daar's 'n kult daar in Japan wat glo Jesus het nie aan die kruis gesterf het, was eintlik sy broer. En Jesus het in Japan ingevlug en hy het iewers oor 106 jaar oud is oorlede. Dis die tipe nonsens wat die mense glo. En ons weet, as ons net om ons kyk, wat gaan in ons kerk aan die gang? Waarna kyk die mense? Waarna luister hulle? Selfhelpprogramme. Word 'n beter mens. Meer mense volg die snaakse leringe en hulle gaan voort. Hulle prosper. Die Egiptenare het tot op daai tyd, vir 420 jaar, het hulle nooit 'n probleem gehad nie. Alles het gefloreer. Wonderlik. En hulle gedog hulle is op die regte pad. Toe kom Moses. Ons weet, Moses is 'n teken van die wet. En hy kom met 'n staf. Die staf het 'n slang geword. Waarna verwys dit? Johan het 'n paar keer daaroor gepraat. Dit verwys na die kruis. Nou, daar is 'n lering aan buitekant, ek het hom nou eendag gehoor, ek het hom al geluister, waar mense sê, hierdie verwys na die doop. En daai non. Kyk wat het gebeur. Die woord van die Here sê toe Moses, wat beteken dit vir ons? Jy kan nie die kruis en ander leringe by mekaar sit nie. Dit gaan stink. Die mense gaan vrek. Geestelik. Hulle gaan sterf. Die kruis kan alleenlik reg funksioneer alleen het. Vers vir 7 dae is daar nie water in die Nylrivier. Waar die mense hart is. Die wêreld wil nie dit hê nie. Hulle wil 'n mengsel hê. Hulle is baie gelukkig daarmee. Die Nylrivier het deur Egipte geloop. Daar was lewe gewees, daar was vis. Hulle het hulle seremonies daar gedoen. Alles het wonderlik gegaan. En toe kom die kruis. Toe kom Moses en hy sê, die Here sê. En dadelik het alles gevrek in 'n rivier en het gestink. Leraars moet ophou om allerhande dinge te probeer inbring en mense te probeer opbou in die vlees, want dit werk nie. Dit gaan stink. Dit bring dood. Daar's tot gemeentes wat tot yoga en allerhande goed in die kerk inbring deesdae om mense te laat beter voel. Wat sê Paulus? Galasiërs 2:20, die woord van die Here sê, ek is gekruisig saam met Christus. Die mens wil dit nie hoor nie. Hulle vlug daarvan af. As jy 'n pad wil loop met die Here, jy kan nie meng met allerhande goed nie. Daai leringe gaan stink in jou lewe. Ek gaan na my notas kyk en my gekrapte notas met wou dokter geword het, maar nee, ja. Toe word ek onderwyser. Kolossense 2 vers 6. Ja. Dit begin by die bloed en dit eindig by die bloed. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging.
pas op dat niemand julle as byt wegvoer deur wysbegeertes en nietige misleidings nie, soos die oorlewering van die mense volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Vandag wil mense enigiets hoor, hulle wil enigiets luister wat mooi klink op die oor. Werke. Jy moet al hierdie goed doen om iewers te wees. Jy moet jouself doodwerk om in die koninkryk van die Here in te kom. Die woord van die Here is baie reguit. Die Here sê as jy met jou mond bely, in jou hart glo en met jou mond bely dat Jesus die Seun van God is, sal jy gered word. Maar wat gaat te grou, al soek nuwe leringe, nuwe idees, nuwe goed die heeltyd. Terwyl dit nie die antwoord is nie. So die kruis kan nie, as mens kyk na Exodus 7, die kruis kan nie werk met 'n mengsel nie. Iewers gaan dit verkeerd gaan. Dat red, toe sê Vader, dis nie 'n probleem nie, kom ons wys wat ons kan doen. En toe doen hulle dieselfde. Toe kom sy mense uit en hy doen dieselfde goed. Hy het gekom en hy het Jannes en Jambres het vir Moses weerstaan en hulle het dieselfde, hulle het water en bloed verander. Tot op 'n sekere punt gaan alles dieselfde lyk tussen die waarheid en die valse goed. Daar's 'n fyn lyn. Hulle het water en bloed verander in vers 7:22. In vers 8 tot vers 7 het hulle paddas ook wat uit die rivier uitkom. Hulle het muskiete. Vers 8 vers 18 het hulle muskiete ook laat vorenlig kom. Hulle het, soos Moses hulle goed gedoen het, die valse profete en towenaars dieselfde gedoen. Wat doen die kerke vandag? Alles lyk vir ons as kinders van die Here presies, dit klink mooi, dit lyk reg. Maar is dit die waarheid? Is dit werklik die waarheid? Of is daar vermenging? Vers 20. Ja, sorry, ek moet gewoon hier na my notas, is bietjie deur mekaar. Dit begin by die bloed. Ons kyk na die 10 pla verder, ek gaan nie allemaal hardlik doen, want ons 'n hele lys van hulle, maar in 11, na al die pla het Farao se hart verhard, die wêreld gaan homself verhard. En hier sê in vers 11, hoofstuk 11 vers 1, nog een plaag en ek sal oor Farao en oor Egipte bring, daarna sal hy julle hiervandaan laat trek. As hy julle geheel en al laat trek, sal hy julle selfs hiervandaan wegdrywe. Sê tog vir die ore vir die volk, dat elke man van sy naaste en elke vrou van haar naaste silwergoed en goudgoed moet eis. Waar is jy nou? In vers 4, toe sê Moses, so sê die Here, so het die Here gespreek, omtrent middernacht trek ek uit, dwars deur Egipte, dan sal al die eerstgeborenes in Egipte land sterwe, van Farao se eerstgeborene af tot, wat op sy troon sit, tot die eerstgeborene wat die slavin agter die handmeel en al die eerstgeborenes van die vee. En daar sal 'n groot gejammer in die hele Egipteland wees, soos daar nie gewees het en soos daar nie weer sal wees nie. Maar teen geen een van die kinders van Israel sal 'n hond sy tong verroer nie, en die mense van die mense af tot die diere toe, dat julle kan weet dat die Here onderskeid maak tussen die Egiptenaars en Israeliete. In vers 12, hoofstuk 12 gee hy die instruksies, weer eens, dit eindig by die bloed.
In vers 3, hoofstuk 12 vers 3 sê die woord, spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet julle elkeen 'n lam neem, volgens die families, 'n lam vir die huisgesin. Maar as die huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet. Moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, van die skape af tot die bokke, kan julle dit neem. En julle moet dit bewaar nou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag op die aand. En hulle moet die bloed neem en dit stryk aan die deurposte en aan die bodrempel, aan die huis waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, maar ook oor die vuur, saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. Dit verwys weer. Dit begin by die bloed en eindig by die bloed. Wat is die verskil? Hulle moet hulle geloof plaas in hy lam. Hulle moet hulle geloof plaas wat dit vir hulle beteken. Nie werke nie. Niks vermenging nie. Sodra hulle vermeng het, is daar dood. Het al die Israeliete geluister na dit? Israeliete het seker gedink, nee Moses, jy het weer jou kop verloor. Hier is ons fout hierso. Wil jy vir my sê, daai lammetjie se bloed gaan, wat ek aan die deurposte smeer, gaan my red teen 'n doodsengel wat verbykom? Dit maak dalk nie sin nie. Die Egiptenare het hulle gekyk en sê, hierdie mense het hulle trollies verloor. Want hulle sit hulle verf nou bloed aan deurkusyne, wat maak hulle? En middernag toe kom die doodsengel verby. En wat gebeur? Dood tree in. En die Here vervul sy woord. En die Egiptenare sien, hier's probleme. Die wêreld mag lag vir die kerk. Hulle mag lag vir die wat in die kruis vashou en sê, die Christus is die enigste manier, deur die kruis wat jy gered word. En hulle sê, julle is mal. Kyk wat sê ons wonderlike leraars en die mense om ons, die idees, kyk na die boeke op die rakke. En die Here sê in sy woord, dis nie deur my bloed, dis nie deur my kruis, wat jy gered kan word. Interessant, hulle kon nie die vleis eet as dit in water gekook is en met gebraai gewees het op vuur. En enigiets wat ook. As jy wil gered wees, moet jy die hele Christus vat, soos hy is. Nie, wel van jou nie. Die eerste keer toe die bloed in die 10 plaag genoem is, was ek dood. Die tweede een is al genade. Waar is jy? Romeine 10. Waar is jy? Waar is jy vers? Nou weer eens, Romeine 10 vers 9 sê, want as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Is ons nie dankbaar dat ons hoef deur allerhande tierlantjies nie. Al wat die Here sê, plaas jy geloof in wat ek gedoen het. Dit is genoeg. Dit is oor genoeg. Is more than enough. More than enough.
Die vraag is, watter deel van staan ons? Is ons wat glo dat ons is by die Nyl, met al die wonderlike goed, idees wat in ons lewens aangaan, luister wat om ons gesê word, of ons luister net na die Here wat sê, die bloed van die lam. Waar staan ons? Dis 'n kort boodskap. Wat ons vashou. Wat ons vashou. Die Here se koms is baie naby. Kom ons uit af. Vader, dankie dat ons weet, ons het lewe. In Christus is al lewe. Besig en alles val uit mekaar het U gesê, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. En al ons U kan dien is in gees en in waarheid, wat U aan die kruis vir ons gedoen het. Ek bid vir ons verder vir die dag, Here, dat U ons sal seën en beskerm. En dat ons volgende week by mekaar kan kom. Nog een liedjie. Kyk net wat een is. Wat is dit? Jan? Jan? Hallo? Ja, sy feedback is off. Okay. Maar deur sy bloed
Seën vir julle. Sit af daai ding. Self.